Moenie worry oor waar jy jou plante se name gaan opskryf nie. Hier het ek lamineerkarton wat van woordjies wat gelamineer is afgeknip en ek gebruik dit om die name van my plante op te skryf. Het ek sommer net gou verduidelik, hierdie rosemary plant en die ene het ek saam geplant. Die enetjie doen nie so goed nie en dit is in die grond geplant, maar ek het nou so rukkie terug het ek piesangskille ingedruk. En hierdie kant doen baie goed. Dit is in 'n container. Ek het ook daar piesangskille ingedruk. Maar wat ek dink wat nogal help vir die enetjie, ek sit so 'n plastiek container bo-oor. En hierdie een het geen bedekking oor nie. So moontlik is dit die geheim. Maar ek vertrou dat met die metode wat ek nou gaan gebruik, ek gaan piesangwater hier opgooi en 'n oog op hierdie enetjie hou, sodat dit ook net so mooi groen kan groei soos die ene. Maar soos ek sê, ek gebruik niks winkel materiaal wat ek koop nie, te veel uitgawes. Hier het ek 'n tyd gelede al probeer met my lamineerkarton, dit werk. Hier het ek 'n plastiek houer bottels wat ek gesny het om my plante te beskerm en dit werk 100% teen die sterk wind. Ek wil mooi doen nie die eie onder hierdie containers is peppers, young peppers. Hier het ek 'n appelboompie wat baie goed doen. Ek het julle gesê dit groei uit 'n put uit wat ek hier ingetrek het. Hier is 'n klompie eie wat ek seker so 2, 3 dae gelede ingesit het. En kyk, hier is 'n plastiek messie. Daar is 'n lamineerkarton. Hier is iets anders. Gebruik met dit wat jy het. Gebruik dit. Daar is die skouerkant van die bottel wat ek afgesny het. En ek het ook plantjies wat ek daaronder beskerm. Daar in die hoek is 'n sunflower met ook sy naambordjie. In hierdie container het ek 'n ei geplant en daar is sy naamplantjie. Maar dit is baie koud hier in die Oos-Kaap. Ons verwag erge weer, soos die weervoorspelling vir ons sê. So daarom is ek hier om my plante te bedek. Hierdie saadjies word bedek en ek het sommer 'n swaar steen opgesit. Hierdie kant het ek ook ietsie toegemaak. Ja. Ek moet maar kyk wat ek kan doen. Hierdie is my garlic. Die enetjie, die naamplaatjie het ek net nou ingesit. Maar hierdie een het ek al 'n tyd gelede ingesit, soos jy kan sien. Hy is al amper faded. Oral. Hier is beet, jong beet wat ek beskerm met hierdie geel container. Marigolds eie daar. Basil aan die oorkant. Spring onions daar teen die kant af en eertjies. Hierdie kool neem 'n lang tydjie om gereed te word, maar ek wag vir dit. Ek wag, gelukkig is daar koppe wat vorm. Hier het ek 'n okra plant. 'n Okra plant wat ek hier beskerm. Hier is my okra plantjie. Is my eerste keer wat ek sy blommetjies sien. Dit was nie gister ook nie. My okra plantjie. Gaan my oog op jou hou. Baie dankie okra plantjie. Daar's 'n klompie eie. Oorkant soos ek sê is eertjies en spring onions. Hier is 'n paar pepperplantjies. Wow. Maak my hart so bly. Hier is eie. Dit hou nie op nie. Dit gaan voort om vir my eie te gee. Ek knip ek dit ook stomp af.
dit is wanneer hulle dan so gewillig groei. Hier is 'n patatplant. Ja, so ek gaan hierdie patatplant ook dophou. Ja, dit is die toestand van my tuin, vriend. Die reën dreig om te kom. Ek voel die druppels op my arms. Maar laat ek net gou weer wegpak. Aan hierdie kant, laat ek net gou vir julle wys. Daar is die pineapple, 2 pineapple plantjies wat ek die ander dag bewerk het met 'n fertilizer en 'n kompos. Hier is ook 'n plastiek stukkie ding wat ek opgeskryf het, 'n roomysdeksel. Gebruik dit wat jy het. Kyk hier, wat gaan hier aan? Pragtig. Kom ons loer gou wat gaan hier onder aan. Ek bedek maar vir die wind wat. Wow. Wow. Om eerlik te wees, ek weet of dit koriander. Ek dink die is koriander, maar ek weet nie, ek sou met 'n plantidentifikasie moet doen en sy stickertjie moet sy naamplaatjie moet bysit. Ek sit net weer terug. Kyk hoe mooi lyk dit. Hier het ek 'n mint, ook met 'n paar okra plantjies wat in die ronde groei. Hier is sommer 'n tuin met alles en nog wat peperplantjies. Hier is ook 'n patatplant wat hier oprank. Hier het ek my lettuceplantjie. Ongelukkig met die opsit van hierdie rakkie hier, het ek die ander dag die enetjie gebreek en dit net so in die grond ingedruk, maar ek dink nie daar gaan iets van kom nie. Maar so nie gaan ek dit net begrawe onderin en dit dek met meer grond en iets anders inplant. Kyk wat gaan hier aan, tomatieplantjie saam met hierdie kool. Hierdie tomatieplantjie, hoe ver gaan hy? En ek het daar vir hom 'n stit gesit om teen op te rank. So as dit gewillig is om te doen wat hy voel om te doen, het hy daarom 'n stit om hom regop te hou. Aan hierdie kant het ek wortels wat ek 'n tyd gelede ingesit het. Ek sal maar kyk wat dit doen. Net bly dit is groen, maar dit is nie wat ek verwag het nie. Hier het ek 'n groot, ek kan nou nie deurwerkie want dis net, daar het ek 'n aartappel wat daar van agteraf rank van hy paal af deurkom tot hier. So ek hoop daardie aartappel daar en sien ek 'n kool of 'n squash plantjie. Maar vriend, dit is die toestand van my tuin op hierdie oomblik. Daar pronk die babietjie vyeboom wat nou nie meer 'n babietjie is nie. Dit probeer nou na sy volwassenheid toe te gaan en ons vertrou dat ons daaruit ook vye gaan kry soos by die ander vyeboom. Ja, hier is ook 'n peperboompie, hy doen nie so goed nie. Ek sal moet kyk wat ek hier kan doen, 'n bietjie losmaak en kompos ingooi. En basil en eie is goed om peste bestry. So ek het sommer hierdie basil pot hierdie kant toe geskuif om 'n bietjie hierdie kool te beskerm. Maar vriend, die druppels val. Ons is dankbaar vir die reën. Waar julle in die wêreld is, wees versigtig. Pas julleself op in watter reëntoestand of weertoestand julle ook al is. Tot 'n volgende keer uit die Ooskaap. Ek is Maggie. Totsiens.